Okay, so hulle sê vir jou 2 blokke, A met 'n massa van 4 kg, dat ek dit my highlighter kry. A met 'n massa van 4 kg, maar hulle sê dit darm vir jou daar op die prentjie. En B met 'n massa van 9 kg, soos wat hulle ook op die prentjie sê, word met 'n ligte onrekbare touwtjie verbind. Die blokke word in rus gehou op die skynsvlak wat 'n hoek van 35 grade met die horisontaal maak. Daar dui hulle dit ook vir jou op jou sketsie aan. En dan 'n konstante krag F word dan parallel met die skynsvlak op blok B toegepas, soos in die diagram hieronder getoon. En nou versnel die blokke teen 2 meter per sekonde by die skynsvlak op. Okay, so stel Newton se tweede bewegingswet, onthou net, ek gaan nou nie, dit is nou maar jou definisie, so ek gaan nou nie in diepte gaan oor dit nie, maar onthou 'n definisie is 2 punte of niks punte nie. Dit is nie 'n punt vir as jy 'n redelike idee het van wat in die definisie aangaan nie. Jy moet hom presies net so sê. Jy moet sê, wanneer 'n netto krag op 'n voorwerp inwerk, gaan hy versnel in die rigting van die krag. En daai tweede deel, die versnelling is omgekeerd evenredig aan die massa en direk evenredig aan die krag. Daai moet jy bysê, anders kry jy nie jou 2 punte nie. En dan sê hulle vir jou die kinetiese wrywingskragte. Lees net altyd baie mooi of hulle sê die wrywingskragte of wrywingskoëffisiënte. Okay, want as dit koëffisiënte is, moet jy nog eers die krag gaan uitwerk. Nee, maar jy kan jy 'n wrywingskoëffisiënt kry wat groter is as 1 punt? Nee, nie regtig nie, maar onthou partykeer dan lees die kinders baie verkeerd en dan gebruik hulle daai waardes. So dis al wat ek maar net bedoel is, want partykeer, ek het dit al gesien, dan sê hulle vir jou die wrywingskrag is soos 0,58 Newton en dan gebruik die kinders dadelik die koëffisiënt in plaas van dat hulle besef dit is 'n krag. So as hulle sê onderskeidelik op blok A en B, dan beteken dit A sin word eers gegee, so dis A, ek gaan dit sommer by omskryf op die sketsie dat ons dit die mekaar raak nie. A sin is 5,88 Newton en B se wrywingskrag is dan 13,23 Newton. Okay. So daar syne ook. Dan sê hulle vir jou teken 'n benoemde vrye kragte diagram of 'n vrye liggaamdiagram wat al die kragte wat op blok A in werk toon. So onthou, ek gaan nou A sin teken, maar soos wat ek al vir julle gesê het, as daar 2 voorwerpe is, soek ek 2 vrye liggaamdiagramme. Hulle gaan meeste van die tyd net vir jou vir een vra, maar jy moet weet hoe lyk albei se vrye liggaamdiagramme vir jou om die berekeninge te kan doen. So al teken jy dit daar op jou vraestel vir jouself, moet jy dit teken. En die ander belangrike ding is, as ek hierdie ene se vrye liggaamdiagram teken, onthou, sy gewig is mos nou direk af aarde toe. Sy normaalkrag is loodreg op die oppervlak en dan is dit die spanning in die tou wat hom vorentoe trek. Nie krag F nie, dit is die spanning, dis daai toutjie wat hom vorentoe trek. So ons werk met die tension of jy kan praat van F tou en dan jy moet altyd, hulle sê gelukkig vir jou daar is wrywing, maar jy neem altyd aan daar is wrywing, selfs al sê hulle nie vir jou daar is wrywing nie. Hulle moet vir jou pertinent sê wrywing kan verontagsaam word of wrywing kan geïgnoreer word of dit is 'n gladde oppervlakte of so. Maar hierdie is die vrye liggaamdiagram wat jy gaan teken vir jou punte. Maar die vrye liggaamdiagram wat ek wil hê jy vir jouself in potlood moet teken en dis die 2 wat ek nou gaan teken hierso waarmee ons gaan werk, is die een waar jy jou W of jou FG opbreek in sy loodregte en sy parallelle komponent, of sy y-komponent en sy x-komponent, want anders as jy nie dit doen nie, dan vergeet jy dat hy nog 'n parallelle komponent of 'n x-komponent het. En dan neem jy nie hom in ag by julle sommetjies nie. Okay. En dan blok B moet jy ook teken, hy word vorentoe getrek deur die toegepaste krag. Hy het ook 'n normaal krag. Hy het ook FG loodreg en FG parallel. Dan het hy ook die wrywing en hy het die spanning in die tou, nee, want onthou daai tou, daai blok A werk eintlik teen blok B se beweging. So hy maak dit moeilik vir blok B om vorentoe te beweeg. So hy het 3 kragte wat daar na links is. Julle kan nou nie so lekker mooi dit sien nie, maar ek hoop julle het daarom gehoor wat ek sê. Okay, so voordat jy enigstens verder gaan, wil ek net seker maak jou vrye liggaamdiagramme is reg.
OK, dan sê hulle vir jou, gou bereken die grootte van die spanning in die tou. Nee, nie daai nie. Die spanning in die tou, so onthou, jy kan nou kies, jy kan of met daai blok werk, of met daai blok, want albei van hulle het spanning in die tou. So, gewoonlik gaan ons of met die maklikste een, of die een waarvoor jy die meeste inligting het. So, in hierdie geval, ons weet nie wat die krag F is nie, so ek sou nie met daai blok gewerk het nie, ek sou met daai blok gewerk het. En in elk geval, as dit vir jou nodig sou gewees het om gelyktydige vergelykings te gebruik, dan sou hierdie som omtrent 8 punte getel het. OK, so met gelyktydige vergelykings is dit altyd ten minste meer as 5, maar gewoonlik is dit tel hy 8 punte. Nee, maar watter kragte gee hulle nie vir jou dat jy dan nie gelyktydig vergelyking moet kyk? Nee, maar ek bedoel, as jy sou, as daar nie genoeg inligting sou gewees het, sou jy gesien het, hy tel ook baie punte. OK, so en dan, wanneer jy die grootte van enige krag wil uitwerk, is dit altyd F net is gelyk aan M mal A. En die heel belangrikste stap is om die F net op te breek en die kragte waaruit hy bestaan. So, as ons kyk na blok A, is dit die spanning in die tou, minus jou FG parallel, minus jou wrywing. En dan vul jy nou die waardes in. Onthou, FG parallel is altyd MG sin theta. Sy wrywing is 5,88, sy massa is 4 en die versnelling is 2. Onthou, as daar gestaan het vertraging, as die voorwerp enigstens sou vertraag, dan moet jy self 'n minus vir jou versnellingswaarde daar gaan insit, OK. En dan het hierso die massa 4 maal 9,8 en theta is altyd die hoek wat die horisontaal maak met die skynsvlak. En dan moet jy kry die spanning in die tou is 36,36. Julle alright met hom? Maar die antwoord is 108,18. Nee, dit is by 2.3.2. OK, dan sê hulle vir jou bereken die grootte van krag F. So sien julle, dit is ook vir my 'n teken dat ek nie hierso al met blok B sou gewerk het nie, want hulle sal nie vir jou vra om hierdie krag uit te werk as jy hom hier al sou benodig nie. So nou gaan ons hier met blok B werk. So dis hoekom ons sommer aan die begin al 'n vryliggaamdiagram vir hom geteken het, sodat jy weet wat al die kragte is wat op hom inwerk. So by blok B het ons, dat ek net gou my highlighter hier wegkry. So by blok B, as jy die grootte van enige krag of versnelling of so wil jy werk ons met F net is gelyk aan A. Nou by hom het ek krag F minus die toegepaste, die spanning in die tou wat nie teenoorgestelde rigting gaan, minus sy wrywing, minus sy FG parallel. So nou vul jy al die waardes in, jy weet die spanning in die tou is 36,36, jy het dit nou net uitgewerk. Sy wrywing gee hulle vir jou is 13,23. FG parallel, ek gaan sommer nou net klaar dit instel in die formule, is MG sin theta. Sy M is 9 maal 9,8 maal sin van 35 grade en dit is gelyk aan 9 maal 2. En as jy dan vir F sou gaan uitwerk het, dan moet jy kry, ja, dit is 118,18. Jy is ook natuurlik welkom om soos Dante te werk met jou 2 blokke as 'n eenheid, né? So as jy maar jy teken 'n vryliggaamdiagram vir dit ook. So in jou vryliggaamdiagram het jy dan die F, jy het FG parallel, jy het jou wrywing en jy het jou normaalkrag en jy het jou FG loodreg. En dan onthou net baie belangrik, in daai formule sou jy dan net albei van hulle se wrywingskragte bymekaar geplus het en jy moet hulle massas oral in die som moet jy hulle massas dan ook bymekaar tel. Is almal alright met dit? Ja,
En as ons nou sê maar daar by 2.3.1 gevaar werk die spanning in die toukie en vir FT uit en so dan is gelyk. Ja, dan sou jy gelyktydige vergelykings van dan jy te veel onbekendes gehad. Is drywingskrag direk evenredig aan jou effek of FGH komponent of is dit indirek? Ons gaan nou gou kyk hierna. Kan jy onthou wat ek gesê? Okay, so hulle sê vir jou die hoek wat die skynsvlak maak met die horisontaal word nou verminder. So daai hoek word nou verminder. So nou vra hulle vir jou, hoe sal die kinetiese wrywingskrag wat op blok A inwerk verander, kies slegs toeneem, afneem of bly dieselfde en dan sê hulle vir jou verduidelik jou antwoord. Hulle is baie lief vir hierdie tipe insigvrae. En met die insigvrae moet jy altyd gaan kyk wat sê jou formule. Die insigvrae is nie daar om te toets hoe oulik jy is nie. Dis daar om te toets of jy jou formules kan interpreteer en manipuleer en die verwantskappe kry. Okay, so onthou die twee goed wat jou wrywingskrag beïnvloed is die wrywingskoëffisiënt en die normaalkrag. Jou wrywingskoëffisiënt het te doen met die gladheid of grofheid van die materiale waarvan jou waarvan die twee se oppervlaktes. So hulle het nie nou 'n ander boks of enige so iets gebruik nie. Hulle het nie die wrywingskoëffisiënt verander nie. So nou moet ons kyk, as ek daai hoek gaan verander, gaan ek definitief my normaalkrag verander. So dit gaan nie dieselfde bly nie. Jou wrywingskrag gaan definitief beïnvloed word. So onthou in hierdie geval is jou normaalkrag, het ons mos al gesê by 'n skynsvlak is jou normaalkrag gelyk aan jou FG loodreg. Okay. So jou normaalkrag gaan beïnvloed word deur jou FG loodreg. En FG loodreg is mg cos theta. So die massa bly die van die boks bly dieselfde. Die gravitasieversnelling bly dieselfde. So nou moet jy gaan kyk wat gebeur met jou theta, met jou cos theta, daai hele ding as jou hoek kleiner raak. En ek dink hy is veronderstel om toe te neem. Ja, hy is veronderstel om toe te neem as ek nou dink hoe lyk 'n kosgrafiek. Wat beteken, onthou, die twee goed is direk evenredig aan mekaar. So as jou cos theta gaan toeneem, gaan jou FG parallel, loodreg, ook toeneem. Wat beteken, jou normaalkrag gaan ook toeneem, en dan moet jy vir hulle sê, jou wrywing is direk evenredig aan jou, nie jou wrywingskoëffisiënt nie, ja dit ook, maar aan jou normaalkrag. So met ander woorde, as jou normaalkrag gaan toeneem, dan gaan jou wrywingskrag ook toeneem. Dennis, hoe gaan jy dit dan woorde verduidelik by 2.4? Jy gaan vir hulle sê, wanneer die hoek kleiner raak, sal die normaalkrag verhoog, en omdat die normaalkrag direk evenredig is aan die wrywing, sal die wrywing ook toeneem. Maar as jy onseker is, skryf, hoe meer jy skryf, hoe beter. Nie meer soos in, ek sê dieselfde ding oor en oor en oor, dan sê jy vir hulle, as die hoek verklein, gaan die waarde van cos theta vergroot, so die waarde van FG loodreg gaan vergroot, so die normaalkrag gaan vergroot, maar jy moet vir hulle hierdie verwantskap is baie belangrik, dat jy sê die wrywing is direk evenredig aan die normaalkrag. Okay, ek gaan sommer in 'n geval net, so ja, hulle gaan sê, hulle gee vir jou punte vir of as jy sê die normaalkrag, jy kon gesê het of die normaalkrag of daai ding sal vergroot en daarom sal die wrywingskrag toeneem, of jy kon vir hulle dadelik net gesê het die wrywing is direk evenredig aan die normaalkrag, maar jy sou dan net 1 punt gekry het daarvoor. Okay. Dit wat sê my normaalkrag is gelyk aan my FGI komponent en dan as die hoek kleiner raak, op 'n FGI komponent groter as die normaalkrag raak. Ja. Ja, dis reg en dan moet ja. Okay. Enige suits is reg. Is julle alright met hierdie insigvraag? Moet dit in woorde beskryf word? Ja. Jy moet dit in woorde beskryf. Jy kan dit nie net soos ek in simbole skryf nie. Maar as ek dit nou met woorde gaan skryf, gaan dit baie lank vat.